JJ-Math. So in hierdie video gaan ons alle driehoeksomme oefen, die wat jy nommers het en die wat jy dit in terme van M of P of K moet kry. Hierso is die somme, pause nou en oefen hulle eers en dan merk ons dit saam aan die einde. Vraag 1, so hierso gee hulle vir my waardes oor cos A en sin B. So dit sê dadelik vir my, ek gaan twee aparte driehoeke moet teken. So ek gaan hierdie ene sommer net in pers vir myself net aandui en daai ene in oranje. So dan kan ek oral in die vraag sommer ook net dit gaan doen en dan weet ek dadelik waar ek my antwoorde vandaan gaan kry as dit gaan oor 'n A en 'n B. So nou moet ek net gou daai driehoekie gaan teken. So stap 1, ek wil cos A alleen hê. So ek gaan dan net sê cos A is gelyk aan min 4 op 5. Nou kan ek gaan kyk in watter kwadrante werk ek. So cos is negatief in kwadrant 2 en 3, maar hulle sê ook vir my sin moet positief wees. So dis 1 en 2. Dis dan duidelik dat my A driehoekie in die tweede kwadrant gaan wees. So ek trek dit weg van die kruis af en dan terug na die x-as toe. Daarso sit 'n 90, dan A kan ek daarso sit. Ek sê altyd vir my studente A is baie lief vir Jesus, so hy gaan daarso. Nou ek weet party onderwysers gaan vir jou sê A moet daarso wees, dis waar, maar dit maak dit baie moeilik vir jou om te visualiseer. So sit A op albei plekke dat jy weet as jy jou driehoek reg geteken het, dit is A. Dan hoef jy nie te wonder of hy nou buite of binne is nie. So, nou moet ek net gou kyk wat is my sye. So die min 4 staan daar, die skuins is 5. Nou moet ek Pythagoras doen. So ek gaan dan net daarso sê teenoorstaande kwadraat is gelyk aan 5 kwadraat minus 4 kwadraat. Dit wil sê y is gelyk aan die wortel van 25 min 16. So y is plus of minus 3. Ek kan sien hy gaan in 'n positiewe rigting want hy gaan op, so dit is positief 3. Nou moet ek dieselfde doen, maar met die sin B wat hulle hierso vir my gee. So ek kan dan sê, okay, maar sin B moet dan gelyk wees aan ek vat die 12 oor en ek deel met 13. As ek die kwadrante moet kies, dan gaan ek sê, okay, sin is negatief in die onderste 2, so 3 en 4, en dan sê hulle ook vir my, maar tan is positief, dit is altyd kwadrant 3. So ek gaan my driehoek dan sommer net hierso teken, en dan weg van die kruis af, terug na die x-as toe. Dan sit ek die B naby aan die kruis. So sin B, so dit is teenoorstaande op skuins. Ek kan dan net gou Pythagoras doen, so dan sê ek net, okay, maar aangrensend kwadraat is gelyk aan 13 kwadraat minus 12 kwadraat. Dit is dan die vierkantswortel van 169 minus 144. Jy sit dit op jou sakrekenaar en dan gaan hy vir jou sê dit is plus of minus 5. Nou ek het in 'n negatiewe rigting gegaan omdat dit links gegaan het van 0 af. So dan is daai min 5. Daar's hy. Nou het ek klaar die setup gedoen. So nou kan ek net die vraag gaan antwoord. Vraag 1, cos A plus B. Ek kan dadelik my saamgestelde identiteit gebruik en dan net sê, okay, hierdie is dan cos A, cos B, die teken verander en dan sin A en sin B. So dan gaan ek net gou weer die kleure gebruik, dat my brein net vinnig kan sien wat ek waar moet invul en dan gaan ek die breuke inskryf. So nou as ek gaan kyk vir cos A is aangrensend op skuins en sin A is teenoorstaande op skuins. Dan vir cos B is dit nou in die oranje driehoek, so nou is dit weer aangrensend op skuins, so min 5 op 13 en dan vir sin is min 12 op 13. Ek weet ek maal daai 2, daar's 'n minus en ek maal daai 2. Nou kan jy net in jou sakrekenaar intik en dan gaan jy die antwoord kry. So ek weet min 4 maal min 5 gee vir my positief 20 op 65. Daai gee vir my 'n plus 36 op 65 en ek is seker teen die tyd het jou sakrekenaar al vir jou gesê dit is 56 op 65. Dis dan my finale antwoord daar. Vraag 2, so ek het hom in pers gehighlight, so ek weet ek werk met die linkerkantste driehoek. Cos 2A. Nou ek kan nie net goed gaan verdubbel omdat die A in die driehoek is enkel, maar die vraag is 'n dubbel. Ek mag nie net goed gaan verdubbel nie. So ek gaan dan net werk deur cos se dubbelhoek en ek kan regtig enige van die 3 opsies kies. Dit is altyd die maklikste om die een te vat wat hulle vir jou gee. So die vraag het begin met cos. So ek kan dan gaan sê hierdie is 2 cos kwadraat A min 1 en dan kan ek dit net gaan invul. So 2, ek weet cos A was min 4 op 5. Dis gekwadreer en dan min 1. Ek kan dit net op die sakrekenaar gaan insit en hy sê vir my dit is 7 op 25. Vraag 3 so is in oranje, so dis definitief die regterkantste B driehoek. So tan het 'n dubbelhoek, maar jy gaan hom nie op skool leer nie. Kyk gou hoe lyk hy. Dit lyk vir my bietjie intens. So ons gaan dit eerder verander na sin 2B op cos 2B. Dan gaan ek actually waar is hy wat ek kan invul en die antwoord kry. So ek gaan dan net dubbelhoeke dadelik gebruik en net sê dit is 2 sin B cos B. Weer eens kan ek enige van die opsies kies vir cos 2B. My data het begin met sin B daarbo, so ek gaan sommer net daai ene dan vat en sê dit is 1 min 2 sin kwadraat B. Nou moet ek net op die driehoek gaan kyk en alles net gaan invul. So sin B is dan maal min 12 op 13, cos B is maal min 5 op 13 en dan die onderste ene gaan ek net dan sê dis 1 min 2 hakkie min 12 op 13 kwadraat. Dit gaan ek net in my sakrekenaar insit en dan is die antwoord minus 120 op 119.
So kom ons merk gou hierdie. Vraag 1 sal eintlik 6 punte tel. So jy kry 2 punte vir elke driehoek, so omdat hy in die regte kwadrant is en dan omdat jy al die sye reg gedoen het saam met jou Pythagoras. Dan kry jy 'n punt omdat jy die saamgestelde hoek reg geskryf het en invervang het en dan 'n punt vir jou finale antwoord. Vraag 2 is net 2 punte omdat jy enige kos dubbelhoek gevat het en reg invervang het en dan vir jou finale antwoord daar. Vraag 3 sal 5 punte tel. So jy kry 'n punt omdat jy gesê het tan is sin op kos, dan 'n punt vir jou sin dubbelhoek, 'n punt vir kos se dubbelhoek, dan 'n punt omdat jy alles reg invervang het weens die driehoeke en dan vir jou finale antwoord daar. So 5 punte vir daai vraag. So as ek vraag 2 sien, gaan ek dadelik begin deur om 'n driehoek te skets. Ek kan sien tan is negatief. So kom ek kyk gou net my kwadrante. Tan is negatief, so dis daar en daar 2 en 4, maar sin is positief. So ek kan hierdie driehoek gaan teken in kwadrant 2. So weg van die kruis af, terug na die x-as toe. Daar sit my 90. Hierdie is dan 2 theta, baie belangrik. Nou moet ek gaan kyk na die sye. So dit is teenoorstaande op skyn, so ek weet daai is wortel 5 en ek weet daai is 2. Maar nou daai minus is nou wat my pla. Ek moet nou mooi gaan kyk, wat se sy het eintlik die minus? Want onthou in 'n breek kan die minus, as daar een minus is, kan hy bo staan, voor staan of onder staan. In hierdie geval is die wortel 5 gaan op van die x-as af. So dis 'n positiewe rigting. So hy mag nie 'n minus hê nie, so die 2 moet die minus hê. Nou kan ek net weer gaan Pythagoras doen en sê okay, maar skyn sy kwadraat is dan gelyk aan wortel 5 se kwadraat plus minus 2 se kwadraat en ek doen pith. Kan ek net vir my juffrou skryf. Dan gaan dit wees die vierkantswortel van 5 plus 4. So dit is dan plus of minus 3, maar omdat dit die skuinsy is dit dan net altyd positief. As hy, nou kan ek gaan kyk na die vraag. So in vraag 1 sê hulle vir my cos 2 theta. Nou die driehoek wat ek geteken het 'n 2 theta in. So om hierdie vraag te antwoord, hoef ek regtig net te sê cos is aangrensend op skuins en dit is al wat ek skryf vir my antwoord. Vir dit sal ek volpunte kry. Nou, vraag 2, cos theta maal sin theta. Nou die driehoek wat ek het is nie vir theta nie, dis vir 2 theta. So ek kan nie net gaan sê aangrensend op skuins maal teenoorstaande op skuins nie, jy gaan 0 kry. So wat jy daarmee doen is jy moet kyk, dit lyk baie naby aan die sin dubbelhoek identiteit. So ek gaan dit dan gaan uitwerk. So ek sien in hierdie driehoek gaan sin se dubbelhoek gelyk wees aan wortel 5 op 3. Okay, maar dit is nou nie wat hulle my gevra het nie. So as ek hierdie dubbelhoek gaan uitbrei, dan kan ek hom oorskryf as 2 sin theta cos theta, maar ek het nou net gesê ek het uitgewerk dit is wortel 5 op 3. So om hulle vraag te antwoord, kan ek dit net in die ander volgorde gaan skryf en dan net albei kante deel met 2. So die finale antwoord is dan wortel 5 op 6. Okay, julle, so ek weet daai vraag is nogal tricky, want waar begin jy? Hoekom by ander driehoeke kan ek dit invervang en nou kan ek nie? So jy moet altyd 'n goeie idee van jou dubbelhoeke om te sien wanneer moet ek dit eintlik gaan gebruik en so aan. Die volgende vraag is nou die beste voorbeeld daarvan, want hulle steek dit baie weg. So, ek moet sin theta gaan uitwerk. Nou my driehoek het nie theta nie. So weer eens, ek kan nie net goed gaan halveer en sê o, dit was 'n enkel hoek, so ek halveer goed nie. Glad nie. As jy dit sien, so waarna kyk jy? Jy kyk na my driehoek is 'n dubbelhoek, maar die vraag is 'n enkel hoek. Dan moet ek altyd werk deur cos se dubbelhoek. Okay, so vraag 1 het ons gesê cos se dubbelhoek het in hierdie som 'n waarde van minus 2 op 3. En dit kan ek nou verwerk tot ek net 'n sin theta het. So ek kan hierdie gaan oorskryf as 1 min 2 sin kwadraat theta is gelyk aan min 2 op 3. En nou kan ek net algebra gebruik om sin alleen te kry. So ek gaan eerstens die 1 oor minus aan die kant toe. So nou het ek min 2 sin kwadraat theta is gelyk aan, as ek daai minus 1 is dit net minus 5 op 3. Dan gaan ek deel met minus 2 aan albei kante en dit word dan positief 5 op 6 en dan die finale antwoord vir hierdie vraag is plus of minus die vierkantswortel van 5 op wortel 6. Nou dis tweede kwadrant, so dit gaan definitief positief wees. So ek kan dan net die minus gaan wegvat en net sê die antwoord is dan 5 op 6. So wortel as jy in jou sakrekenaar sit gaan hy bietjie anders lyk, maar dit is die antwoord. Kom ons merk gou en al 3 vrae tel 3 punte. Vir vraag 1 kry jy 'n punt vir die driehoek, Pythagoras en al sy sye en al so aan en dan vir jou antwoord vir cos dubbelhoek. Vraag 2 is dan 'n antwoord vir sin, dan vir die dubbelhoek en dan vir vereenvoudig en vraag 3 omdat jy die korrekte dubbelhoek gebruik het, omdat jy dan bietjie vereenvoudig het en dan omdat jy die regte finale antwoord neergeskryf het. Nou kom ons by die ander helfte van hierdie driehoek tipe somme. So die eerste 2 het waardes gehad vir my sye, maar nou is dit veranderlikes vir die sye en elke vraag moet geantwoord word in terme van 'n alfabet letter. So jy gaan definitief sulke in jou toetse kry. Kom ons doen dit saam, want jy kan sien hoe werk dit. So, eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan 'n driehoek teken. In hierdie geval hoef ek nie te gaan wonder waar is die driehoek nie. Ek weet 21 grade is in die eerste kwadrant. Okay, want hy lê tussen 0 en 90. So 21 kan ek daarso gaan sit. Al wat ek nou net moet doen is ek moet sê dis tan en tan is gelyk aan p op 1. So teenoorstaande is p, aangrensend is 1. Nou as ek Pythagoras gaan doen, so skuins sy kwadraat is gelyk aan 1 kwadraat plus p kwadraat en dit is dan gelyk aan 1 plus p kwadraat se wortel. Okay, nou kom met die p nog 'n kwadraat en die 1 het nie my 'n kwadraat nie, want 1 kwadraat bly net 1. So dis nie die wortel wat die kwadraat uitgekanselleer het nie. Asseblief moenie daai fout maak nie. So jy moet dit gaan skryf as 1 plus
p kwadraat. Onthou, 'n wortel kan nie iets uitkanselleer as daar 'n plus of 'n minus binne in die wortel is nie. Nou kan ek gaan kyk wat is vraag 1. So die triek met hierdie vraag is alles moet geskryf word in terme van 1 en 20. Die oomblik as ek die 21 sien, mag ek my driehoek gebruik en dan gaan kyk wat teenoorstaande skuins en aangrensend. So vraag 1 gaan ek dadelik gaan oorskryf as tan in die 4de kwadrant. Okay, so dit is 360 minus 21. So dit word negatief tan 21 en in hierdie driehoek is dit dan net minus p. So minus p op 1, maar ek gaan nie die 1 skryf nie. Okay, vraag 2. So daai kan ek sien is 3de kwadrant, so 180 plus iets. So as ek hom gaan oorskryf, skryf ek 180 plus 21. Dis negatief, so dis minus sin 21. Nou gaan kyk ek op my driehoek. Dit moet dan teenoorstaande op skuins wees. So finale antwoord hierso is dan minus p op wortel 1 plus p kwadraat. Nou vraag 3. So kos van negatief 21. Onthou kos eet die minus. So as daar 'n negatiewe hoek by kos is, gaan die minus net weg, want dit bewys vir jou dis 4de kwadrant weer eens. Kos is altyd positief in die 4de kwadrant. So kos 21 op my driehoek is dit dan net aangrensend op skuins 1 plus p kwadraat. Dit is finale antwoord daarso. Dan vraag 4. Nou sien ek sin 48. Nou onthou ek het gesê ek moet dit alles by 21 probeer uitkry. Daar's nie 'n link tussen 48 en 21 nie. Dis nie dubbel nie, dis nie half nie, dis nie as ek 'n 30 by plus of minus, dit gaan nie werk nie. Maar ek kan sien daai is eintlik 90 minus 42. So kom ek toets of dit dalk iets gaan doen. So ek kan dit oorskryf as 90 minus 42. So kofunksies, dit word dan kos 42. En nou sien ek 'n link met 21, want dit is dan 'n dubbelhoek. Nou kan ek net gaan besluit wil ek kos of sin gaan in hierdie ene. Ek wil sommer met kos werk, so ek gaan dan net dit oorskryf as 2 kos kwadraat. Die hoek waarmee ek werk is 21 minus 1. So die antwoord vir hierdie stap is dan 2 maal aangrensend op skuins, so 1 op wortel 1 plus p kwadraat se kwadraat minus 1. Nou, dit kan ek nou so 'n klein bietjie verder gaan verwerk en net die bokant en die onderkant kwadreer en dan net die 2 inmaal. En dan gaan my antwoord net soos volg lyk. So min 2p kwadraat op die onderste wortel het nou gekanselleer 1 plus p kwadraat. Jy kan hom nog so 'n bietjie verder vat, maar vir dit sal jy jou volpunte kry. Vraag 5, kos 132. So my een opsie hierso is om te sê okay, dis 2de kwadrant, so 180 minus 48. Maar dan moet ek nou weer ander kofunksies en goeters gaan gebruik. So ek wil sommer dadelik die kofunksie gaan gebruik. So ek kan daai sommer net oorskryf as kos van 90 plus 42. Okay, want dit gee vir my dadelik 132. Maar nou weet ek dit is dan minus sin 42 en dit kan ek dan gaan oorskryf as minus 2 sin 21 kos 21. En vir dit het ek 'n driehoek. So weer eens, ek wil alles probeer terugvat na 21 toe. So minus 2 en dan teenoorstaande op skuins. So p op 1 plus p kwadraat en dan aangrensend op skuins, so maal 1 op wortel 1 plus p kwadraat. Dit kan ek nou so 'n klein bietjie vereenvoudig na minus 2p op 1 plus p kwadraat. En dit sal dan my finale antwoord wees daar. Okay, vraag 6. Ek gaan met 'n ander kleur doen dat dit nie de mekaar raak hier op my skerm nie. So nou 39. Hoe gaan ek dit by 21 uitkry? So dit is een van jou moeiliker vrae om raak te sien, maar omdat ons dit nou geoefen het, is ek seker jy gaan nou hierdie ekstra tool in jou toolbox kan sit en sê okay, as niks anders werk nie, kom ek toets vir hierdie. So die sleutel met hierdie som is hy is nie dubbel nie, hy is nie half nie. Hy is nie 'n kofunksie nie. So al wat oorbly is dan saamgestelde hoeke. So my tip hierso is, vat jou 39 en sê wat 39 minus die driehoek se hoek. So 39 minus 21 gee vir my niks spesiaal nie. Maar 39 plus 21 gee vir my 60. So hierdie kan ek gaan oorskryf as kos 60 minus 21, want onthou die antwoord moet 39 wees. Nou het ek formules om mee te werk en ek weet vraag 6. So hierdie is altyd jou moeilikste vraagie hierso. Behalwe as jy nou hierdie video's deurgekyk het en so nou het jy hierdie tool in jou toolbox. So onthou, ons toets altyd is dit dubbel of is dit half? Okay, nee, 39 is nie dubbel of half van 21 nie. Gaan ek iets kry as ek kofunksies doen? As ek reduksie doen? Nee, ek gaan nie. So die volgende ding wat jy moet gaan kyk is 30, 45 of 60. Kan dit my help om by 21 uit te kom? En yes, ek kan sien 60 minus 21 gee vir my 39. So dis dan presies hoe ek dit gaan oorskryf. So onthou die antwoord moet 39 wees, so hy mag nie in die hakie wees nie. So dan gaan ek sê dit is 60 minus 21. Dit is dan kos se saamgestelde hoek. So ek gaan hom gaan oorskryf as kos 60 kos 21. Teken gaan verander, sin 60, sin 21. Dis hy. So nou spesiale hoeke kan ek nou net gaan insit en die res kyk ek vir my driehoek. So kos 60 is net half maal aangrensend op skuins. So 1 op wortel 1 plus p kwadraat. Daai is 'n plus sin 60 is wortel 3 op 2 en dan sin 21 p op 1 plus p kwadraat se wortel. So nou kan ek hierdie net bietjie gaan vereenvoudig want my delers is eintlik dieselfde. So onder is dit dan net 2
en dan wortel 1 plus p kwadraat, en bo is dit dan net 1 plus wortel 3p. Daar's hy. Dit is dan my finale antwoord vir daai vraag. So, hierso was 'n hele paar gewees. Van hulle was regtig maklik, maar van hulle moet jy lekker dink. Julle gaan definitief so in 'n toets kry. So, kom ons kyk gou as ons merk hoe dit gegaan. So vraag 1 is 2 punte, 1 vir jou herleiding en dan vir die driehoek. Vraag 2 kry jy actually 'n punt omdat jy die driehoek geteken het, want ons het hom nie gebruik by vraag 1 nie, en dan 'n punt vir herleiding en jou driehoek se sye, selfs met vraag 3. Nou vraag 4 is 4 punte, ek kry 'n punt vir die kofunksie, dan 'n punt vir die dubbelhoek, dan 'n punt omdat ek reg in vervang het en dan vir die finale antwoord. Vraag 5 is 4 punte, dieselfde, kofunksie, dubbelhoek in vervang en dan finale antwoord, en dan vraag 6 vir die saamgestelde hoek, dan 'n punt omdat jy jou spesiale hoek reg gebruik het, 'n punt omdat jy die driehoek se sye reg in vervang het en dan omdat jy jou finale antwoord reg vereenvoudig het. Hoe dit gegaan met daai ene, dit was baie werk en dit kan lekker die mekaar raak. Vraag 4 hier, so cos 25 is gelyk aan m. Ek gaan hom dadelik op 1 gaan sit dat ek weet, okay, my driehoek gaan in die eerste kwadrant wees. Daar is 'n 25, maar aangrensend is m, skuins is 1. So dan as ek teenoorstaande gaan kry, dan is dit net skuins sy kwadraat minus aangrensend kwadraat. En ek gaan hom dan wortel en onthou 1 maal 1 bly net 1. So dis hoekom sy kwadraat weggaan, maar m kwadraat se mag nie weggaan nie. So dit is my teenoorstaande sy 1 min m kwadraat. So nou kan ek gaan kyk na die 3 vrae wat hulle my vra. Sin 25. My driehoek is 25, my vraag is 25. So al wat ek hier hoef te doen is net om te sê sin 25 is gelyk aan teenoorstaande op skuins. So 1 min m kwadraat op 1, jy hoef dit nie weer te skryf nie. Dan vraag 2. So nou, hulle vra vir my vir 50, maar my driehoek is vir 25. So ek gaan dadelik daai ene gaan oorskryf as een van sy identiteite. So die vraag het met kos begin, so ek gaan die ene kies wat nie 'n sin in het nie. So dis dan net 2 kos kwadraat 25 minus 1 en die finale antwoord is dan net 2m kwadraat minus 1. So onthou, hulle het vir my gesê kos 25 mag ek skryf as m. En dis hoekom dit so 'n vinnige kort antwoordjie is daarso. So nou vraag 3, kos 55. Nou moet ek baie mooi gaan dink. Weer eens, ek gaan deur my lysie. As ek 55 verdubbel of halveer, dit kom nie by 25 uit nie. Is naby, maar dit kom nie daar uit nie. Dan as ek gaan herleiding doen of kofunksies, die kofunksie van 55 gaan vir my 35 gee. So weer eens close, maar dis nie die antwoord nie. Dan gaan ek kyk wat gebeur as ek 30, 45 of 60 by plus of minus en dit gee vir my 25. So daar's altyd 'n antwoord hierso. Partykeer is dit net 2 of 3 van die stappe wat jy na mekaar moet doen. As ons aanneem dat die vraag korrek opgestel is en ons nie 'n fout in die vraestel nie, gaan daar altyd 'n manier wees. Jy moet net aanhou soek. So as die antwoord 55 is, kan ek hierdie gaan oorskryf as 25 plus 30. Dit gaan dan wees kos 25 kos 30, verander die teken, sin 25, sin 30. Nou vir elke 25 gebruik ek my driehoek, so kos 25 weet ons is net m, en vir elke 30 gebruik ek net spesiale hoeke, so wortel 3 op 2, minus hierdie ene is dan wortel 1 min m kwadraat, en dit maal ek dan net met 'n half. Finale antwoord hierso is dan net wortel 3m minus die wortel van 1 min m kwadraat, en dit alles op 2. OK, kom ons merk gou en kyk hoe dit gegaan het. So, vraag 1 sal 3 punte getal het, jy kry 'n punt vir die regte driehoek, en dan omdat Pythagoras en al jou sye reg is. Dan kry jy nog 'n punt omdat jy net sin ingevul het, teenoorstaande op skuins. Vir vraag 2 kry jy net 2 punte, 1 vir jou dubbelhoek, 1 omdat jy reg in vervang het, en dan vir vraag 3 kry jy 4 punte, so vir die saamgestelde hoek, en dan omdat jy die spesiale hoeke en die driehoek se goed reg ingesit het, en dan vir jou finale antwoord. So, as ek nou gaan kyk na vraag 5, ek het sommer klaar die setup gedoen daarso. Nou, ek sal altyd voorstel by elke een van hierdie vrae teken vir jou 'n driehoekie. Jy weet nooit wanneer jy hom moet gebruik nie. By hierdie spesifieke vraag gaan ons nie die driehoek hoef te gebruik nie, maar jy weet dit nie as jy begin met 'n som nie. So teken hom maar net altyd en dan is hy daar, anders gaan jy vashak later in somme. Maar kom ons kyk gou, hoe gaan ek nou 85 by 10 gaan uitkry? Hierdie is nou wat ek in die vorige vraag genoem het, dat party van hulle is regtig gekompliseerd en jy moet 2 of 3 verskillende goeders doen om by die regte ding uit te kom. So hierso dubbel en half en saamgestelde hoeke en niks gaan 85 na 10 toe kry nie. It's just not gonna happen. Maar 'n kofunksie gaan my baie nader kry. So ek kan hierdie kos 85 gaan oorskryf as kos 90 min 5 en dit word dan net sin van 5. Nou kan ek daai driehoek gebruik om by dit uit te kom. So hoe ek dit gaan doen is ek gaan deur kos se dubbelhoek werk. So as ek sê my theta in hierdie geval is 5, dan gaan 10 dieselfde wees as 2 theta. So ek kan dan gaan skryf maar kos van 2 maal 5 is dan gelyk aan aangrensend op skuins. En in hierdie geval kan ek dit dan gaan oorskryf as die sin opsie vir die dubbelhoek. So 1 min 2 sin kwadraat 5 is gelyk aan p. Ek kan dit nou net gaan oorvat in algebra totdat sin 5 alleen is. Stap 1, ek gaan die 1 net oor minus aan die kant toe. So dit word dan p minus 1. Ek gaan dit dan deel met min 2. So dan is sin kwadraat 5 gelyk aan p minus 1 op minus 2. So die volgende stap is dan net om 'n wortel oor te sit. So p min 1
op min 2. So daar het ek 'n waarde vir sin 5 en dit is dan ook die waarde vir cos 85. So ek kan hom sommer net so gaan skryf. En daarvoor sal ek my punte kry. Nou die laaste vraagie. Tan van 5. Nou hier moet jy nou net klomp stringe bymekaar trek hierso. So die eerste ding wat ek gaan sien is tan 5. Ek kan nie net sê teenoor staan op aangrens nie, want die driehoek is nie vir 5 grade nie. So ek gaan dan net sê dit kan geskryf word as sin 5 op cos 5. Nou ek het nou net 'n waarde vir sin 5 gekry. So ek weet iewers in hierdie som gaan ek sin 5 net gaan oorskryf as p min 1 op min 2. Okay, maar ons hou dit net op ys. Ons sal dit 'n bietjie later gebruik. So nou my volgende goal is nou om cos 5 uit te werk. So ek gaan weer terug gaan na daai stap toe, maar nou gaan ek net die ander opsie kies vir cos se dubbelhoek. Nie weer die ene wat sin het nie, maar nou die ene wat 'n cos in het. So as ek sê cos 2 maal 5 is gelyk aan p, kan ek dit dan gaan oorskryf as 2 cos kwadraat 5 min 1 is gelyk aan p. Ek gaan nou net alles weer oorvat totdat ek cos 5 alleen het. So dit word p plus 1 en dit kan dan geskryf word as die vierkantswortel van p plus 1 op 2. Great, nou het ek 'n sin 5 en 'n cos 5. So nou kan ek hulle vraag antwoord en net sê, okay, tan 5 is dan gelyk aan sin op cos, maar ek gaan dadelik sommer dit gaan skryf as sin se waarde, so p minus 1 op min 2, gedeel deur cos se waarde, so p plus 1 op 2. Okay, so nou sien ek deel twee goeders en dit is breuke. So ek gaan nou net gou julle herinner aan 'n eksponentwet wat ons geleer het. En die eksponentwet het gesê, as ek die vierkantswortel van 'n breuk vat, dan kan ek dit gaan oorskryf as die vierkantswortel van die boonsteen op die vierkantswortel van die ondersteene. Nou dis nou presies wat ek nou hierso gaan doen. Ek gaan net eers in die eerste hakie wil ek daai minus boontoe skuif. Onthou, ek kan 'n minus enige plek skuif, solank ek net nie die waarde van iets verander nie. So in hierdie geval skuif ek hom boontoe en daai word dan minus en dan p minus 1. Okay, dan gebruik ek daai reël en ek sit die 2 in sy eie wortel. Nou kan ek aan die ander kant dit ook doen, maar omdat dit nou twee verskillende goeders is, kan ek dit omdop en dan net sê, so daai is dan wortel 2 op wortel p plus 1. Dit kan dan my toelaat om die wortel 2's uit te kanselleer en ek gaan daai minus somme inmaal en my finale antwoord is dan 1 minus p op wortel p plus 1. So kom ons merk gou hierdie vraag. So vir die eerste een sal jy 4 punte kry, 'n punt vir alles van jou driehoek, so Pythagoras regte kwadrant. Dan sal jy 'n punt kry vir jou kofunksie met sin 5, dan vir die dubbelhoek en dan vir die antwoord van cos 85. Vraag 2 sal 5 punte tel, so jy gaan 'n punt kry omdat jy tan reg oorgeskryf het, sin op cos. Dan omdat jy cos se dubbelhoek gebruik het omdat jy 'n antwoord vir cos gekry het, kry jy die derde punt. Dan omdat jy by tan reg in vervang het en daai twee breuke deel en dan vir jou finale antwoord. So 5 punte vir daai vraag. So, hoe het dit gegaan met hierdie video se somme? Ek weet dit was baie en uit 59 uit, hoeveel punte het jy toe gekry? Hoe sou jy gedoen het as hierdie 'n klastoets was? Laat weet my asseblief en hou aan oefen. Trieg tel baie punte in die eksamen, maar ons daarom baie dele van trieg. So, as van die goeders moeilik is, dan kan jy punte skoor by ander dele van trieg. So moet net nie opgee nie. Probeer elke som, gee jou beste en ek is seker dit sal goed gaan. Sterkte julle. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.